Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Wat 'n voorreg om die Here se woord in ons midde te mag hê. En ek dink so aan daardie liedjie wat sê, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Omdat hy leef, geen vrees vir my. Omdat ek weet, ja, ek weet wie hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd omdat hy leef. En dit is so wonderlike gedagte om te bedink dat omdat die Here leef en omdat hy die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, kan ons met vrymoedigheid sê, omdat hy leef, sien ek ook kans vir hierdie dag, sien ek kans vir die dag van môre, sien ek kans vir elke dag, totdat ek die Here in sy heerlikheid sal sien. En ag vriende, wanneer ons elke dag beleef, elke dag tegemoet gaan, dan doen ons dit met hierdie totale afhanklikheid van die Here. Deurdat ons bely, Here, ons het nou u wysheid nodig en u insig nodig om ons te begelei in u waarheid, sodat ons dan ook as wyses kan lewe in hierdie wêreld wat verval in hulle boosheid en goddeloosheid. Nou, ons het gister 'n bietjie gepraat oor die baie belangrike saak uit hoofstuk 4, waar die vader eintlik die seun so half oorkant hom sit en vir hom sê, seun, kyk my oë, want ek gaan jou nou onderrig. Ek het vir u gewaarsku gister, dat ons as vaders is nie ons kinders se pelle nie, ons is nie hulle vriende nie, ons is hulle leiers, ons is hulle raadgewers, ons is die mense wat hulle moet begelei om goeie mans te wees, om goeie seuns te wees, om in die samelewing 'n verskil te maak met die wysheid van die Here wat ons in ons lewens toepas en ook in hulle lewens inbou. Ek het vir u gesê, daardeur sê ek nie, ons mag nie saam met ons kinders sekere dinge doen nie, maar ons beleef 'n tyd waar die kinders eintlik die beheer oorgeneem het in die huis. Kinders word heeltyd gevra, wat moet ons doen, waartoe moet ons gaan, wat moet ons eet, en dis asof kinders 'n sekere posisie in 'n huis gekry het wat hulle nie toekom nie. En ons as vaders en moeders gaan eendag daarvoor rekenskap gee. Ek het die goddelike taak en verantwoordelikheid en die roeping om hulle in die wysheid van die woord te begelei. Nou, ons het gister gepraat oor die eerste klompie verse, tot daar by vers 18 en 19, en vir u op die einde van die dag gesê dat, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Dit is baie belangrik om u kinders praktiese lesse te leer. As daar goddeloosheid gebeur en daar is mense wat in elende verval oor hulle sonde en boosheid, en mense wat miskien later ontbloot word vir die boosheid wat hulle gedoen het, dat u en ek ons kinders op 'n praktiese manier sal begelei om vir hulle te sê, my seun, kyk na wat hier gebeur het, leer die les. As jy God se wysheid verwerp, sal God jou verwerp. Sy toorn sal oor jou wees en jou sonde sal jou inhaal. Jou sonde sal jou vernietig en jou sonde sal hierdie lewe wat jy probeer opbou, sal hierdie lewe van jou vernietig. En daarom is dit belangrik dat ons kinders hierdie ding sal leer. Vers 20, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Weereens die gedagte, so Salomo begin. My seun, luister. Moenie slimmer probeer wees as jou pa nie. Moenie dink jy weet alles nie. Moenie dink jy gaan sy raadgewer wees nie. Bly stil, luister, hoor en doen wat ek vir jou sê. Want dan sal jy die weg van geregtigheid bewandel. Die hartseer is dat die oorgrote meerderheid van vaders vandag nie meer hulle kinders onderrig in die woord nie. Hulle self lees nie die Bybel nie. Hulle self dink dat 'n man is iemand wat kan drink en iemand wat kan beklei en iemand wat kan hoereer en iemand wat oneerlik kan wees en iemand wat met die wêreldse ewels besig is. En daarvoor sal jy rekenskap gee. Ek wil vir jou vandag sê dat jy weet beter as wat ek miskien weet wat God se weg is. En as jy dit nie bewandel nie, en as jou kinders nie so leer nie, sal God van jou rekenskap eis. En dis die belangrikheid wat ons moet sien uit hierdie saak. Kinders is vir baie mense 'n trofee. En hierdie kind van my is so wonderlik en ons het soveel foto's van hulle en ons het soveel dinge van hulle, maar wanneer dit kom by die praktiese opvoeding en die praktiese lering van hierdie kinders, is baie van die ouers afwesig. Paas in besonder en dan ook in sekere gevalle die ma's. Ons dink aan hoeveel kinders verward is, hoeveel kinders met boosheid vasgevang is. Waarom? Omdat ouers afwesig is. Daarom sê Salomo, hy sê dit so pragtig, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart. U sien, die Bybel is baie duidelik, van binne uit die hart kom die boosheid van die mens. U kan gaan lees daar in Markus 7. Daar staan die volgende. Daar staan van binne uit die hart van die mens kom die slegte dinge. En dan noem die Bybel sekere goed, vriende, en kom ek noem vir u, wat kom uit die hart van die mens? Slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery,
hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Daarom sê Salomo vir sy seun, luister na my, luister, bewaar hierdie waarhede binne in jou hart, want van binne uit die hart kom die boosheid. Ek wil jou in hierdie môre baie duidelik sê, jy maak of 'n krimineel groot, of jy maak 'n wyse man groot. Luister, die mense in die tronk was ook babietjies gewees. Die moordenaars, die verkragters, die hoereerders, die diewe, die bedrieërs was ook klein babietjies gewees. Daar was ook miskien geweldige aspirasie gewees vir hierdie kind. Hierdie kind sal suksesvol wees en omdat hy miskien nie goeie begeleiding ontvang het nie, of miskien vir die waarheid van die woord verontagsaam het, hy nooit gehoor het dat God van hom rekenskap gaan eis nie, sit hy miskien waar hy vandag sit. Daarom het ek en jy die verantwoordelikheid. As jy jou kind nie volgens die wysheid van God se woord onderrig nie, maak jy 'n potensiële krimineel groot, iemand wat lasterlik teenoor God gaan optree, en al is hy suksesvol in die samelewing en hy ken die Here nie, sal hy God se ewige oordeel ontvang. Daarom moet ons kinders dit leer. Dit gaan nie uit die lug uitval nie. 'n Kind se hart is te boos en te bedrieglik om hierdie dinge self te bedink. Ja, ons dank God vir sy genade, vir sy liefde, vir die feit dat die waarheid na ons kant toe kom op verskillende maniere, maar die grootste opdrag en taak lê by die pa en lê by die ma. Nou sê die Bybel in vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou valsheid van mond. Laat jou oë reguit kyk. Maak die pad van jou voet gelyk. Kan jy agterkom dat wanneer ons hart bewaak, dan sal dit ons hele lewe beïnvloed, want vanuit die hart kom al die optredes van die mens. Daar is 'n ou pragtige sonnaskoolliedjie wat ons geleer het toe ons kinders was, en soms sing ons dit nog steeds, en soms sing ons dit saam met die kinders, of baie keer in die gemeente, en daardie liedjie sê, pas op kleine oogies wat jy sien, daar's 'n Vader in die hemel wat geheime openbaar, pas op kleine oogies wat jy sien, pas op kleine mondjies wat jy praat, pas op kleine voetjies waar jy loop. Nou ons wat volwasse is, het nie meer klein mondjies en klein voetjies nie, en ook nie klein oogies nie. Maar die vraag bly nog steeds, wat doen jy met jou oë, met jou mond en met jou voete? Waarheen vat jou voete jou? Wat sien jou kinders in jou lewe? Wat kyk jy na wat jou kinders beïnvloed? Wat praat jy oor wat jou kinders beïnvloed? Luister, ek het 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Die dag toe ek 'n kind kry, die dag toe my vrou daardie kind baar, het ek nie 'n trofee gehad wat ek op een of ander staander sit nie. Ek het nou 'n lewende wese gekry, 'n sondaar in my huis, wat nou moet leer wie God is, hoe groot God se genade in Christus is, hoe groot sondaar hy is, hoe nodig hy God het, en hoe nodig hy die wysheid van God se woord het. Daarom is hierdie elke dag se taak, en ons raak soms moeg, ons raak soms moedeloos, ons raak soms half ongeërg. Soms sê ons, maar weet jy wat, hierdie kind wil net nie luister nie. Hy is soos 'n donkie, hy wil nie luister nie. Ek wil jou vra, soos God met jou geduldig is, en God jou genadig is, wees dieselfde met jou kind. Vra die Here vir wysheid, vra die Here vir genade. En ag vriende, met al die dinge wat ingestel is vandag deur die staat, dat ons nie dit mag doen nie, dat mag doen nie, vertrou die Here dat jy in liefde jou kind met wysheid sal onderrig, sal tug wanneer dit nodig is, jou kind met liefde sal korrigeer, jou kind na die Here sal trek, en dan ook die kind sal straf, wanneer hy nie wil luister na wat God en sy woord en die leiers wat oor hom aangestel is, sê nie. Dit is al hoe ek en jy 'n sinvolle gesin sal hê, 'n gesinvolle familie sal hê, en ook mense in die samelewing eendag kan uitstuur, wat 'n verskil kan maak. Daarom baie belangrik, moenie u kind leer om leier te wees in die huis nie. Moenie aan jou kind besluite oorlaat nie. Help hom, begelei hom daarin, en soos hy groter word, gaan hy besluite maak in lyn met God se woord. Leer jou kind dat slim vang sy baas. Moenie slimmer as jou leermeester wil wees nie. Onthou, God is die hoof van die man is die hoof van die vrou, en dan ook van die gesin. Daarom, luister na jou vader en pa, ek pleit by jou, as jy die Here nog nie ken nie, dat jy by die kruis sal uitkom, want God sal jou gesin van jou hand afeis. En ons lees dit dikwels vir mekaar, en ons sê dit dikwels vir mekaar, vreeslik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Daar is baie mense wat vol bravade teenoor die Here is, maar ek het vir mense onlangs gesê, daar gaan 'n dag aanbreek, dat hierdie bravade van jou sal verdwyn soos water in die sand. Dit sal soos mis voor die son verdwyn, wanneer jy die heilige God gaan sien,
en voor hom rekenskap moet gee oor hoe jy gedoen het en hoe jy opgetree het en hoe jy begelei het op hierdie aarde, die wat die Here aan jou toevertrou het. Daarom, bewaak jou hart, vul dit met God se wysheid, leer dit vir jou kinders en mag die Here verheerlik word in alles. Mag die Here ons seën en mag die Here ons bewaar en mag die Here ons onderrig tot eer van sy heilige naam. Mooi dag vir u verder, Tara.